Wat moet in jou grypsak kom? Hierdie is een van die mees versoekte onderwerpe waaroor daar navraag gedoen word. Dit blyk dat meer en meer mense bewus raak dat hul onmiddellike toekoms nie aldag so veilig is as wat op 'n tyd geglo was nie, en dat 'n amper skielike besef begin ontwaak het dat amper niemand regtig weet waarom hul voorbereiding vir onsekere tye en situasies te begin nie. Grypsakke is terselfdertyd een van die maklikste of een van die moeilikste onderwerpe om te bespreek. Daar is verskeie redes hiervoor en dit is amper makliker om eers vir iemand te vertel wat 'n grypsak nie is nie en dan tyd te spandeer oor wat die eintlike doel van hierdie item regtig is. 'n Grypsak is nie iets wat voorberei word om vir 'n onbepaalde tyd in die wildernis te gaan leef nie. Dis nie 'n boskunspakkie nie. Dis nie iets waarmee jy in konfliksituasies wil inboender nie. Dit is nie 'n piknikmandjie nie. En dit is nie 'n sak volgemaak met gadgets wat iemand op YouTube aanbeveel het net omdat hy of sy 'n geldjie verdien wanneer jy dit deur hul aanlyn skakels gaan koop het nie. Daar is geen twee grypsakke wat identies is nie. Geen twee persone se behoeftes en omstandighede is dieselfde nie. 'n Grypsak is dus 'n baie persoonlike item, voorberei vir elkeen se individuele behoeftes en omstandighede. 'n Volgroeide man wat enkellopend is, geen kinders het nie en in baie goeie fisiese gesondheid is, sy grypsak sal oopgemaak word vir sy behoeftes en vermoëns en sal dramaties anders lyk as 'n jong mamma wat nog moet voorsien in die behoeftes van 'n baba. Dit is om hierdie redes dat dit naas onmoontlik is om 'n enkele paklys voor te stel wat in almal se behoeftes kan voorsien. Steeds hoor ons gereeld die volgende vraag: wat is 'n grypsak? Hoe groot moet die sak wees? Hoekom sal ek ooit 'n grypsak nodig kry? Vir hoe lank moet hierdie grypsak ons kan onderhou? 'n Grypsak is bloot 'n versameling van nuttige items, ideaal in 'n rugsak verpak, wat jou in staat sal stel om sowat 3 dae suksesvol te kan oorleef, sonder om afhanklik te wees van enige buitestaande hulp. Dit word redelik universeel aanvaar dat 'n grypsak nie meer as 20% van 'n persoon se liggaamsgewig moet weeg nie. Hierdie is 'n belangrike inperking wat bepaal hoe groot die sak kan wees en vir hoe lank dit vir jou diensbaar kan wees. Met dit in gedagte is dit duidelik dat 'n grypsak bedoel is om uit 'n gegewe situasie te kan wegbeweeg, so vinnig as moontlik en jouself by 'n veilige bestemming te kry met alles daarin vervat wat jy nodig gaan hê. Indien jou bestemming of omstandighede dit noodsaak om tot en met 3 dae te neem om dit te bereik, is die inperking op gewig belangrik omdat jy dalk hierdie vlugaksie te voet moet aandurf. Veronderstel jy vlug te voet vir 3 dae. Jou omgewing gaan bepaal wat die belangrikste items is om byderhand te hê. In 'n warm, droë klimaat gaan water, waterfilters en watersuiweringstablette of druppels kardinaal wees vir oorlewing. In koue, nat omstandighede gaan skuiling prioriteit neem. Elke persoon het 'n paar primêre behoeftes wat hul daaglikse oorlewing bepaal. Enige ander behoeftes wat ons kan identifiseer is sekondêr tot die 3 primêre behoeftes, naamlik kos, water en skuiling. Kos. In 'n situasie waar ons te voet vlug, moet ons verhoogde behoefte aan energie in gedagte hou. Dink aan items wat liggewig is, maar baie kalorieë bevat. Biltong, gedroogde vrugte, glukoseaanvullings en energiestafies het redelik lang raklewens, is hoog in kalorieinhoud en benodig nie enige kooktoerusting om voorberei te word nie. Water. 'n Ordentlike waterbottel. Iets wat verkieslik nie gaan breek indien dit sou val nie. Vlekvrye staalbottels wat nie 'n dubbelwand het nie, kan gebruik word om water in te kook om dit veilig te maak om te drink. Waterfilters. Iets soos 'n Life Straw of Sawyer Mini is goeie opsies, maar ten spyte van alle bemarkingstegnieke wat gebruik word, is hierdie voorstellings steeds slegs meganiese filters, wat nie noodwendig kieme en bakterieë uit die beskikbare waterbronne gaan verwyder nie. Watersuiweringsdruppels of pilletjies. Hierdie items hanteer die bakterieë en kiemprobleem op 'n chemiese manier om sekerheid te skep oor die water wat jy beplan om te drink. Dit is dus raadsaam om beide 'n waterfilter en suiweringspilletjies of druppels in jou grypsakinhoud in te bou. Elektrolytmengsel. Elektrolytmengsel is 'n goeie idee om ook in te pak om krampe te voorkom. Ons oorskat ons eie vermoëns baie maklik en vergeet van die nodige soutte en suikers wat ons spiere nodig het om aan te hou funksioneer.
Daar is verskeie sportenergiedrankies wat in poeiervorm voorsien word in enkelporsies wat handig kan wees en ook sal kan help met die elektrolytbehoeftes van jou liggaam. Skuiling en warmte. 'n Goeie paar stapskoene, klere reg vir ongure weer, 'n hoed en 'n goeie baadjie gaan die meeste van jou potensiële probleme uitskakel. 'n Goedkoop poncho wat by sportgoederwinkels te koop is, kan die verskil wees tussen lewe of dood in koue en nat weer. Dit sal help om wind en water af te keer. So wat 30 meter tou en 'n seil kan gebruik word om 'n baie doeltreffende skuiling op te stel wat verligting sal bring teen son, reën en wind. Hier wil ek graag vra dat julle sal oorweeg om 'n kleur te kies wat nie uitstaan in die veld nie. Baie seile wat te koop aangebied word, is die mooiste blou, rooi en selfs oranje. In hierdie omstandighede wil jy nie onnodig aandag op jouself vestig nie. Oorweeg 'n goeie manier om vuur mee te maak. Dit voorsien hitte, lig en veiligheid. Moenie hier mislei word met die Amerikaanse beheptheid met ferro rods nie. Hierdie is nie 'n tyd waar jy wil sukkel met iets wat jy nie weet hoe om te gebruik nie. Vuurhoutjies of 'n R20 sigaretaansteker, Bic, is 'n baie goeie maak, is baie meer doeltreffend in droë omstandighede. Sorg net dat dit goed verpak word om te verhoed dat die goed nat word. Vir omstandighede waar daar dalk slegs nat hout beskikbaar kan wees om jy vuur te maak, is daar produkte beskikbaar wat bedoel is om braaivleisvure aan die gang te kry, wat soos groot vuurhoutjies werk en aansienlik langer brand. Dit werk uitstekend om nat hout aan die gang te kry. Nou dat ons die primêre behoeftes bespreek het, kan ons aanbeweeg na die sekondêre behoeftes. In hierdie kategorie kry ons die volgende: mediese en sanitêre voorrade. 'n Ordentlike IFAK-stel is van kardinale belang. In omstandighede waar jou grypsak jou lewenslyn is, gaan mediese hulp moontlik nie beskikbaar wees nie en sal jy op jou eie kennis en die inhoud van jou grypsak afhanklik wees om te oorleef indien jy ernstig beseer word in 'n vlugproses. Basiese eerste hulp items wat behandel was in ons mediese grypsak video op hierdie kanaal. Eenvoudiger items soos seep en 'n tweezertjie, tandeborsel en toiletpapier moet ook oorweeg word. Maak ook voorsiening vir enige kroniese medikasie wat jy gebruik indien dit die geval is. Dink ook aan items soos hoofpynpille, antihistamiene, asmapompies, insulien ensovoorts. Kommunikasie. Handradio's wat ingestel is op 'n groep van jou keuse se kanale waar eendersdenkendes kan hoor as jy roep om hulp. Dit maak geen sin om met 'n radio te koop met die hoop dat iemand jou hulpkreet sal antwoord in 'n noodsituasie met slegs die kanale wat nog in die fabriek ingestel was voordat dit verkoop is nie. Dit is hoekom ons mense maan om aan te sluit en in te skakel by hul groepe, sodat daar 'n netwerk van eendersdenkende mense is wat kan kommunikeer en organiseer wanneer onsekere tye 'n opwagting maak. Lig. 'n herlaaibare koplampie en goeie herlaaibare flitslig gaan dit moontlik maak om in die donker te werk aan goed waarvoor daar dalk nie in dagligure tyd gaan wees wanneer jy aan die beweeg is nie. 'n Volgelaaide batterybank om elektroniese items mee te laai sou dit nodig word. Gereedskap. Veeldoelige gereedskap soos 'n Leatherman kan baie handig wees in 'n vlugsituasie. Dit neem nie veel plek op nie en weeg, so te sê, niks nie. Kompas en kaarte van jou omgewing en die nodige kennis om hierdie items te kan gebruik. Kontant in klein denominasies. Gewaarmerkte afskrifte van jou identifikasie. Pen en notaboek. Knipmes. 'n goeie stel handskoene. Naaldwerkstelletjie. Hierdie aanbevelings is min of meer die minimum wat jou grypsak moet bevat. Daar is duisende ander items wat hier bygevoeg kan word om meer opsies te bied, maar dit is belangrik om in gedagte te hou dat elke item 'n gewig het en spasie opneem. Dit is onnodig om te probeer om jou grypsak vol onnodige items te prop, net omdat daar spasie in die sak daarvoor is. Indien jy wel wil uitbrei in jou grypsak, kies items wat meer as een doel kan verrig. Ek gee 'n paar voorbeelde. Ducktape kan gebruik word om skoene mee reg te maak of om wonde te verbind. 'n Kapmes kan help met selfverdediging en om hout mee te kap. Ziplock sakkies van verskeie groottes help om jou grypsak ordelik te hou en om items droog te hou. 'n Swart asbliksak kan gebruik word soos 'n reënjas en om water mee op te vang. Indien dit vir jou sin maak om 'n item in te pak, maak so.
Daar is niks of niemand wat dit kan verhoed nie, en ek kan nie oordeel oor die keuses wat jy maak oor jou omstandighede nie. Grypsakke is nie net waardevol in vlugsituasies nie. Daar gebeur met tye rampe wat buite jou beheer is, soos die mees onlangse verwoesting wat ons in die Kaap gesien het, of die vloede in die noorde van die land vroeër hierdie jaar, die brande aan die einde van laas jaar in die Oos-Kaap en die onluste in Durban in 2021. Moet asseblief nie een van die statistieke word nie. Berei vir jou en jou gesin hul grypsakke voor en hou dit byderhand waar ook al jy gaan. Die meeste grypsakke word in 'n motor se kattebak rondgery of in die huis langs die voordeur gebêre, gereed om jou in tye van nood by te staan. 'n Laaste gedagte oor jou grypsak. Probeer om te verhoed dat jou grypsak voorkom soos iets wat noodpersoneel, weermaglede, paramedici ensovoorts saam met hulle dra. In tye van krisis kan dit van jou 'n teiken maak vir onvoorbereide persone wat op soek is na voorrade om hulself eerder as jou te help. Moenie die een wees wat uitstaan in die spreekwoordelike bondel nie. Mag hierdie voorbereiding nooit uit vrees geskied nie, maar uit wysheid, verantwoordelikheid en vertroue op God se leiding.